Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Voorbereiding om na die hemel geneem te word. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Hebreërs hoofstuk 11 vers 5. Ons leef in 'n bose era. Die gevare van die laaste dae neem toe om ons. Omdat ongeregtigheid oorvloedig is, verkoel die liefde van baie. Henog het 300 jaar met God gewandel. Nou lyk dit asof die kort tyd as 'n rede gegee word om geregtigheid te soek. Moet dit nodig wees dat die verskrikkinge van die dag van God voor ons gehou word om ons tot regte optrede te dryf? Henog se saak is voor ons. Honderde jare het hy met God gewandel. Hy het in 'n korrupte era geleef, toe morele besoedeling oral om hom gewemel het. Tog het hy sy gedagtes opgelei tot toewyding om reinheid lief te hê. Sy gesprek was oor hemelse dinge. Hy het sy gedagtes opgelei om in hierdie kanaal te vloei, en hy het die afdruk van die goddelike gedra. Sy aangesig was verlig met die lig wat in die gesig van Jesus skyn. Henog het versoekings net soos ons gehad. Hy was omring deur 'n samelewing wat nie meer vriendelik teenoor geregtigheid was as die wat ons omring nie. Die atmosfeer wat hy ingeasem het, was besoedel met sonde en korrupsie, dieselfde as ons in. Tog het hy 'n lewe van heiligheid geleef. Hy was onbesmet deur die heersende sondes van die era waarin hy geleef het. Mag ons dus rein en onbedorwe bly. Hy was 'n verteenwoordiger van die heiliges wat te midde van die gevare en verdorwenheid van die laaste dae leef. Vir sy getroue gehoorsaamheid aan God is hy weggevoer. So ook sal die getroues wat lewe en oorbly weggevoer word. Hulle sal uit 'n sondige en verdorwe wêreld geneem word na die suiwer vreugdes van die hemel. Die koers van God se mense moet opwaarts en vorentoe na oorwinning wees. Henog se wegvoer na die hemel net voor die vernietiging van die wêreld deur 'n vloed verteenwoordig die wegvoer van al die lewende regverdiges van die aarde voor die vernietiging daarvan deur vuur. Die heiliges sal verheerlik word in die teenwoordigheid van diegene wat hulle gehaat het vir hul loyale gehoorsaamheid aan God se regverdige gebooie.